Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons is in die tweede Sondag van die jaar, maar reeds die derde preek van ons reeks intentioneel. En vandag wil ek spesifiek daaroor praat. Ek kies om mense om my te waardeer of om mense om my te geniet. Die boek Filippense is oor die algemene baie positiewe boek. Woorde soos bly of verbly of verheug of vreugde is woorde wat gereeld voorkom. Soos ons reeds in die reeks gehoor en gesien het, moet ek altyd reg kies, intentioneel reg kies. En ek moet intentioneel kies om 'n bly mens te wees. Maar nou begin Paulus hierdie Filippense boek van hom deur dadelik op verhoudings te fokus. As verhoudings in ons lewe nie reg is nie, dan is die lewe nie lekker nie. Van nature verskil ons persoonlikhede en ons voorkeure en ons smake in die lewe. Maar dit maak dit soveel te meer nodig dat ek en jy sal kies om mense om ons te geniet. By jou huis, by die werk, by die kerk, juis omdat ons verskil van mekaar. Prediker 9 sê, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, lewe gelukkig saam met haar. Meeste huwelike is eerder 'n kwessie van verdra en verduur as van geniet en geluk. Wat gaan dit van my vat om die mense om my te waardeer en te geniet? Ek dink ons moet 4 intentionele besluite neem en dit gaan ons help. Nommer 1, kies om dankbaar te wees vir die goed in ander mense. Hoor wat sê hy in vers 3 van Filippense 1. Elke keer as ek aan julle dink, dank ek God. Nou net 'n bietjie agtergrond oor Paulus se verhouding met die Filippense of dan nou die mense in die dorp Filippi. In Handelinge 16 lees ons hoe Paulus met sy laaste besoek aan Filippi hanteer is, hoe hulle hom behandel het. Hy's gearresteer, hy's op 'n stadium gekats, hy's verneder, hy's in 'n tronk gegooi en uiteindelik gevra om die dorp te verlaat. Dis nie baie positief nie. Tog kies hy om van al die negatiewe goed te vergeet en eerder op die positiewe goed en belewennisse in die dorp te fokus. Miskien het mense oor jare jou soveel seer en vernedering veroorsaak. En nou fokus jy so op gister se seer, dat jy vandag sukkel om mense te vertrou, sukkel om mense te geniet. Hier's die lewensles wat ek leer. Onthou die beste, vergeet die res. Ek sê nie jy moet jou seer ignoreer en vergeet nie. Dis ongesond, jy moet daarmee werk. Belangrikste vir alles, jy moet dit vergewe. Ek vra wel, fokus op die positiewe. Fokus op die goeie. Vers 5 sê, omdat julle van die eerste dag wat ek julle die goeie nuus gehoor het, tot vandag toe, saamgewerk het om dit verder uit te dra. Paulus het waardering vir die goeie wat uit die slegte na vore gekom het. Dis die tweede keuse. Kies om positief te bid. In vers 4 skryf hy, ek bid altyd in al my gebede met blydskap vir julle. Dis altyd bemoedigend vir my, as ek weet iemand bid vir my. Wil jy nie in 2026 intentioneel eerder vir mense bid, as om hulle te kritiseer nie? En dis eintlik die lewensles. Dankgebede vir mense verander verhoudings van sleg na goed. Kies om eerder met God as met mense oor die goed te praat, oor jou frustrasies met mense. Baie keer grens ons gesprekke met mense oor ander mense eintlik net aan skinder, wat die Bybel veroordeel as 'n sonde. Maar wanneer jy dankgebede bid oor mense, verander dit jou gesindheid teenoor hulle. Mense mag dalk jou raad, jou hulp, jou opinie verwerp, maar hulle is kragteloos teen jou gebede. Die vraag is, wat bid jy as jy vir mense bid? Kom ons kyk wat sê Paulus. Hy sê, ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word, deurdat julle in 'n al beter begrip en fyn aanvoeling ontwikkel.
Dit sal julle in staat stel om die dinge te onderskei wat regtig saak maak. Dit sal julle ook help om skoon en onberispelik te lewe tot op die dag wanneer Christus terugkom. Dan sal julle hele lewe vol wees van die goeie gevolge van julle gehoorsaamheid aan die wil van God. Goeie gevolge wat Jesus Christus bewerk het. God sal daarvoor geëer en geprys word. Paulus bid die volgende. Hy bid dat hulle in liefde sal groei. Liefde meer en meer sal word, beteken letterlik soos 'n getuigolf. Hy bid dat hulle wyse besluite sal maak. Met ander woorde, om te onderskei wat God se wil is. Hy bid dat hulle die regte dinge sal doen. Met ander woorde, om rein en heilig met 'n skoon gewete te leef. Hy bid dat hulle tot God se eer sal leef. Dat mense Jesus in hulle sal raak sien. Hier is die derde keuse. Kies om geduldig te wees met die proses in ander mense se lewens. Hy skryf in vers 6, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Paulus kies om te fokus op die potensiaal, om te fokus op die toekoms van mense, eerder as op hoe hulle nou in die hede lyk, eerder as op wat hulle in die verlede gedoen het. Anders as mense, maak God altyd klaar waarmee hy begin het. En ek dink dis die lewensles wat ons moet leer. God is nog nie klaar met mense nie. Hy is nie klaar met my nie, hy is nie klaar met jou nie. Hy is ook nie klaar met die mense om ons nie. En daarom het ons nodig om geduldig te wees met God se prosesse in ander. Ek dank God dat ek nie meer die man is wat ek was nie. Maar ek dank hom ook omdat ek weet ek is besig om te groei en ek wil graag sien waarheen hy met my op pad is, want ek is ook nog nie die man wat ek gaan wees nie. Leer om mense intentioneel te geniet met waar hulle nou is in God se proses met hulle. Die Engelsman sê, nobody is perfect. Hy sê in vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat God sal klaarmaak waarmee hy begin het. Hier is die laaste een. Kies om uit jou hart uit lief te wees vir mense. As mense nie in jou hart is nie, werk hulle op jou senuwees. As mense in jou hart is, hoor jy meer as net die woorde wat hulle praat. Jy hoor dalk hulle seer wat tussen die woorde wegkruip. As mense in jou hart is, sien jy meer as net die goed wat hulle aan jou doen. Jy sien hulle trauma, die goed wat hulle moes deurgaan. As mense in jou hart is, probeer jy verstaan, hoekom reageer hulle soos wat hulle doen? Een van die mees algemene klagtes wat ek oor die jare by mense, selfs kerkmense hoor is, niemand verstaan my nie. En dan sê Paulus in vers 8 en 9, God kan getuig, hoe ek na julle almal verlang. Ek gee vir julle om met die liefdevolle deernis van Christus Jesus. Ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer word, deurdat julle 'n al beter begrip en fyn aanvoeling ontwikkel. Die Griekse woord wat hier vertaal met fyn aanvoeling, of in die ou vertaling met innige tederheid, dit word so vertaal, maar dit dui eintlik op ingewande. Die Engelsman sou sê, a gut feel. Jy het nodig om God se liefde te hê op so 'n manier, en om so deur die Heilige Gees gelei te word, dat jy anders sal probeer verstaan, en simpatie en begrip hê met waar hulle is. Paulus sê in Romeine 5:5, hy sê, en hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort, deur sy Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Hier is die lewensles. Ek het God se liefde nodig, as ek mense om my wil geniet. God se agape liefde is altyd onvoorwaardelike liefde. My hart moet elke dag gevul word met hierdie liefde. En dis die enigste manier hoe ek regtig mense om my kan geniet, as ek hulle benader met God se agape in my hart. Kies intentioneel om mense te waardeer, om mense te geniet, al is ons nie dieselfde nie. En al skree ons nie vir dieselfde span nie, of stem ons nie vir dieselfde party nie, al verskil ons persoonlikhede en geaardhede, God sit mense om ons. Kom ons geniet mekaar in 2026.
Ek bid vir jou. Here, baie dankie dat u agape liefde vandag in ons harte uitstort. En dat u ons lei deur u Heilige Gees, dat ons nie altyd krities sal wees oor ander mense nie, maar dat ons verstaan, dis God se kinders, Jesus het ook vir hulle gesterwe, en help ons om mekaar te waardeer, mekaar te geniet, altyd vir mekaar te bid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.